Sondag aand, begin van 'n nuwe week wat voor lê, lekker om saam met jou te kuier. 'n Nat, reënerige Sondag. Lekker snoesig onder die komberse gewees en glo dat jy ook 'n besonderse dag agter die rug het en dat jy opgewonde is oor hierdie week wat voor lê. Mag vanaand ook vir jou uitstaan as 'n oomblik wat God met jou gepraat het en ag gee om te hoor wat God vir jou instoor het. Sou jy nog nie op een van ons WhatsApp groepe wees nie, my nommer verskyn op TikTok en op Facebook en ook so op YouTube. En vat die nommer en stuur 'n boodskap, ons laai op die groepe, sodat jy deel kan hê in ons dagstukkies, ons aandboodskappe, ontvang jy in 'n PDF formaat, en dit is maar altyd lekker om dan terug te hoor wat mans en vrouens se getuienisse, wat God vir hulle doen. En ek glo weer eens dat hierdie gaan 'n week wees wat God homself aan jou gaan kom openbaar. Hierdie gaan 'n week wees wat jy God in sy glorie gaan ervaar. En mag dit ook so wees. Soos dit nou die buitekant jy saggies reën en die grond so indring, dat jy ook in jou gees en in jou binneste ervaar hoe God besig is met jou menswees en ook so in jou gebedsversoeke, dat jou wonderwerk is juis hier. Vir my, Pastor Stef, altyd baie lekker om saam met jou te kuier en geniet vanaand saam met my uit Pretoria, lekker koel weer. Ek glo, ek kyk so en ek sien op sosiale platforms hoe vol is die damme al en ja, ek wil vir jou sê, man, by God is niks onmoontlik nie. Hou goeie moed, hou vas aan God se beloftes. Vir my en Karen wil ek vir jou sê, dat ons bid saam met jou en ons dra ook jou hartsbehoeftes en begeertes en gebede ook so op aan die Here. Ek sal dit vind dat Karen kan sê, hoor, onthou om vir hierdie persoon te bid, hou hierdie een in gedagte. En so is dit ons gebed dat jy ook sal ervaar en sal smaak die guns en die goedheid van God in jou lewe. Van elke kant waar jy, of van watter area jy ook al ingeskakel is, ek sien alreeds uit Suidwes uit Namibië, uit Grootbrak, uit Kaapstad, Johannesburg, Pretoria, reg oor die wêreld is mense ingeskakel op ons programme. En is maar altyd lekker om dan te hoor en te sien wat die Here ook so deur hierdie platforms in mans en in vrouens se lewens doen. Wil vir u sê, ons het by die 7 miljoen kykers so ver gehad en wat iewers op een van ons platforms hierdie laaste maand geskrol het of aangestuur het. En dit is vir my besonders, dat die evangelie ook op hierdie platforms mans en vrouens kan, jy weet, aanraak en kan bedien. Vir ons is 'n span, vir my en Karen en Renier en Lesia en Ivan en Elmarie, wat ook so my nommers plaas, is ons gebed, dat jy sal ervaar en sal geniet ook so die guns en die volheid van die Here. Baie dankie vir jou wat deel is van ons aanlyn kerk. En mag hierdie aanlyn kerk, jy weet, van krag tot krag gaan. En mag hier ook die getuienis van Christus wat leef, ook so jou hart tref. En jy ook die moed sal hê om op te staan. En mag een of ander boodskap net so by jou uitkom, wanneer jy op jou laagste, jou seerste of jou moegste of jou hartseerste oomblik, hierdie maar net sal kom bevestig, om te sê hou goeie moed. Vir my is altyd lekker om saam met te kuier, en vanaand wil ek juist met jou praat oor 'n tema wat ek oor baie een tema wat ek oor al baie gepraat het, en vanoggend se boodskap sluit aan by vanaand ook. Jy mag hierdie ook, jy weet, sommer net by jou kom stil staan. Die krag van geloof. Ja, hier in die einde van die jaar is mense moeg, is mense oorlaai. Môre is ek in Kempton Park en het ons ook ons jaar afsluiting funksie daar, by die Bybelgenootskap waar ek by betrokke is as CEO. En dan besef jy, so kom, jy weet, die jaar na einde se kant toe. En sjoe, dan moet ek vir jou sê, met dit saam, bring dit ook so by baie mismoedigheid en hartseer en alleenheid. En ek's opgewonde
vir dit wat God ook so vir jou instoor het. Vader, baie dankie vir die liefde, die genade, dankie vir die guns, dankie vir krag, dankie vir oorwinning, dankie vir deurbraak, dankie vir voorsiening. Dankie ook so in hierdie oomblik dat ek saam met haar en hom kan bid, wat vanaand ingeskakel het. Here, dankie dat ons tentpenne vanaand uittrek en in geloof verder stap en in oorwinning vanaand ook so, Here, lewe spreek, in geloof vanaand staan vir hierdie week, vir hierdie maand, vir sy en haar wonderwerk oomblik, is my gebed in Jesus se naam. Amen. Jy kan so bietjie, ek gaan so deur die woord gaan vanaand en jy kan sommer op jou eie tyd Jakobus 2 gaan lees en 'n paar gedeeltes. Ek wil graag vanaand so net begin om en natuurlik Jakobus 2 staan uit vir my vanaand, maar Hebreërs hoofstuk 11 en jy moet vanaf vers 1 tot vers 3 gaan lees in jou eie tyd. Ek gaan daaroor gesels, maar gaan nou jy Bybelstudie en gaan lees dit deur en as jy vanaand na die tyd hierdie dagstukkie ontvang of hierdie boodskap, gaan lees deur dit. En bou ook so in jouself wie jy geloof om op te kan staan. Ek gaan 'n paar goed uitlig vanaand vir jou en mag dit ook so in jou gees sommer net begin opstaan. Kom ek praat met jou 'n bietjie vanaand oor geloof. Wat is geloof en waaroor gaan geloof? Geloof gaan oor die feit dat jy weet, volgens Jakobus 2 vers 19, dat God bestaan. Die mens se opvatting oor geloof, Boeta Sissa, is natuurlik daar buitekant sien, is glo. Die Israeliete by die berg Sinai, hulle wat die Here wat hulle uit Egipte gered het, gesien het. En toe maak Aaron 'n goue kalf en die Israeliete sê, hier is jou God wat jou uit Egipte bevry het, Israel. En Thomas, een van die Here se disippels, 'n baie bekende gedeelte ook, wou ons nie glo dat die Here Jesus opgestaan het nie. En hy het gesê, as ek nie die merke in sy hande kan sien nie, en my hand daar kan insteek nie, sal ek nooit glo nie. En dis hoe die mens is. Die mens wil dinge sien. Die moderne mens se opvatting is nog presies vandag, selfs 2000 jaar later, dieselfde. En die mens sê, as jy wil hê ek moet in iets of in iemand glo, Stefan, wys dit dan vir my. Dis hoe hierdie mensdom is. Geloof gaan egter nie in die eerste plek oor wat ons kan sien of wat ons kan waarneem nie. Luister wat staan in Jakobus 2. Glo jy dat daar net een God is? En gaan lees dit vanaand. Dit is reg, hy sê, die bose glo dit ook. En hulle sidder van angs. Wow. Om net oortuig te wees. En jy moet nou baie mooi hoor wat ek vir jou sê. Om net oortuig te wees van God se bestaan is geloof, maar nog nie ware geloof nie. Hoor jy? Hier staan in Jakobus 2, selfs die bose geeste glo dat God bestaan. Wat is ware geloof dan vir jou en vir my? En wat is die betekenis? Ware geloof, wil ek vanaand vir jou sê, maak 'n reuse verskil in 'n mens se lewe. En ek wil by 3 punte stil staan en ek gaan daaroor gesels vanaand. Ware geloof bewys die onsienlike. Ware geloof bewerk lewenskrag. Ware geloof bevestig die bestaan van God. Nou ek wil eerstens kom stil staan by ware geloof bewys die onsienlike. Kyk wat staan in vers 1. Om te glo is om seker te wees van die dinge wat ons hoop. Om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien nie. En hierdie tref my in die week terwyl ek besig was om
hier aan te werk, want die Hebreëse skrywer gee nie hier 'n definisie van geloof nie. Kyk mooi, hy sê nie wat geloof is nie, maar wel wat geloof doen. Nie wat dit is nie, maar wat dit doen. En ek wil vanaand vir jou sê, dis waar ek en jy moet kom, Boeta Sissa. Geloof maak 'n reuse verskil in 'n mens se lewe. Dit is wat die Hebreëse skrywer hier probeer verduidelik vir ons. En hy sê byvoorbeeld, en nou moet jy baie mooi hoor, ek gaan 'n paar goed vir jou sê, maar gaan lees dit deur. Omdat Noag geglo het hy God eerbiedig gehoorsaam, toe hy gewaarsku is oor die dinge wat nog nie gesien kon word nie. God het met hom gepraat. Mense het dit nog nie gesien nie, Noag het dit nog nie gesien nie, maar hy het dit begin glo. Omdat Abraham sê verder geglo het, het hy gehoor gegee toe God hom geroep het om weg te trek na 'n plek toe wat hy as 'n erfdeel sou ontvang het. Hy het dit nog nie gesien nie, hy het dit nog net gehoor. So hy het weggetrek sonder om te weet waar hy sou uitkom in sy lewe. En vanaand is dit ook my gebed vir jou, die onsienlike, dat jy vanaand aan dit sal vasleef met jou hele wese, by dit te kan uitkom, want ware geloof, het ek agtergekom in my eie lewe, laat jou dinge doen wat bo menslike redenasie en logika uitgaan. Dit is wat geloof is. Geloof is dit wat jy doen, wat mense sê nee moet nie, en jy stap dat pad. En vanaand wil ek vir jou sê, nie met logika kan jy dit uitredeneer nie. God wil vanaand vir jou sê, om uit te klim en in te stap in dit wat God vir jou instoor het. Noag bou 'n reuse skip op droë grond. Hoor 'n bietjie vanaand. Net omdat die Here so sê. Die mense spot, maar Noag bou. Mense lag hom uit, hy bou. Mense maak grappe, maar hy bly bou. Want Noag is oortuig van die dinge wat hy nie sien nie. En vanaand in jou storm, vanaand in die onsienlike, vanaand in die onbekende, moet jy op 'n plek kom in jou lewe om te kan sien wat ander nie sien nie. Te kan glo wanneer ander nie glo nie. Om te loop wanneer ander opgehou loop het. Om te stap wanneer ander moeg geraak het. Abraham trek na 'n onbekende plek met 'n onsekere toekoms. En hy doen dit bloot net omdat hy die Here vertrou. En vanaand wil ek jou uitnooi, Boeta. Ek wil jou uitnooi, mevrou, om op te kan staan en God weer te vertrou. Al het jy moeg geraak, al kon hy die Here nie sien nie, en die land wat die Here aan hom en sy nageslag beloof het, ook nog nie gesien het nie, het hy aanhou stap. Abraham trek weg uit sy bekende en sy veilige omgewing na die onbekende. En dis hier waar geloof inkom, is die onbekende, die onsienlike. Want ek wil vanaand vir jou sê, dis die God wat ons aanbid. Vra vanaand vir jou en my, om uit daai bootjie te kan klim, en te kan stap, wanneer ander nog bly sit. Ek en jy word gekonfronteer om uit ons gemaksone uit op te staan. En dit is so maklik om te sê, bid vir my wonderwerk. Maar jy moet iets omtrent dit begin doen, jy moet uitklim, en jy moet daar begin stap. Abraham, en dit is wat ware geloof jou laat doen, is om te stap in die onsienlike, wanneer ander dink jy's koekoes, om te bly stap, om te bly glo, want weet jy wat, wanneer as God vir jou iets gesê het, kan mense wat doen? Ek staan op dit, want dit is God se stem, wat duidelik was. Hoor vanaand, Abraham is seker van die dinge, wat hy hoop. En dalk is jou hoop min vanaand, ek wil vir jou sê om weer te begin glo, hy is oortuig van die dinge wat hy nie sien nie. En vanaand staan ek op hierdie beloftes, vanaand staan ek in hierdie oorwinning. Wat sou jy doen, as jy Noag of Abraham se skoene gestaan het? Sou jy so reuse taak aanpak en vir jare daaraan werk, terwyl jy niks kan wys, hier's geen reën nie, om so iets te laat doen, en te kan stap na 'n land toe wat God gesê het? Ja, terwyl mense verbyloop, hulle koppe skud en dink hierdie man is 'n sooitjie getik. Hy bou al soveel jare. Vra geloof.
om my geloof in God te kan plaas. Sal jy alles los in die onbekende intrek? Jy moet asseblief nie dit môre doen en sê, Pastor Stef het dit gesê nie. God moet met jou praat. En jy moet God se stem kan ken. Net omdat hy geglo, net omdat jy glo, dit is wat die Here wil hê, jy moet doen. En dit terwyl jou familie, jou vriende, almal sê, Abraham, Noag, jy is nie lekker nie. Om alles net so te los, om die toekoms in te stap. Ek wil vir jou sê, as ek na hierdie gedeelte kyk, dan besef ek dat 'n ware geloof lyk dalk vir ander mense na 'n bietjie malligheid. Dit gaan immers oor dinge wat nie met die blote oog gesien kan word nie, en nie met die menslike verstand uitgeredeneer kan word nie. Want dis hoe God werk. En dis wat God wil hê ek en jy moet beweeg as mans en as vrouens. Want ongelowiges kyk na die gelowiges. Die wêreld kyk na jou en my en dan sê hulle, maar jy kan dit nie doen nie. Selfs gelowiges sê vir ander gelowiges, jy kan nie. Dit werk nie so nie. Dit kan nie so gebeur nie. Ongelowiges verstaan nie 'n gelowige se optrede nie, want hulle wil sien en hulle wil redeneer. En wanneer dit by God kom, kan ek en jy nie op daai vlak so, kan ek sê, operate nie. Ware geloof bewys die onsienlike. Ek hoop jy hoor wat ek vir jou sê. 'n Ware geloof bewys die onsienlike. Die sondvloed het gekom en Noag en sy gesin was veilig. Abraham en sy nageslag het hulle beloofde land ontvang. En die Jode woon nog vandag steeds daar. Dit wat mense soos Noag en Abraham nie kon sien nie, en net nog op gehoop het wel gebeur. En ek wil vanaand vir jou sê, as God met jou iets gedeel het en God met jou oor iets gepraat het, stap daai pad. Die onsienlike, want Abraham en Noag kon toe sien, hulle kon later toe sien, en hulle kon toe later beleef, om te gesien het wat God wakker gemaak het in hulle binneste. Tweedens, ware geloof bewerk lewenskrag. Dit laat jy die onsienlike insien en te stap. Tweedens bring dit daai lewenskrag. Want ware geloof laat jy dinge doen wat bo jou denke en bo jou eie kragte uitstaan. Jy kan nie funksioneer in hierdie dag en uur in jou eie krag nie. Hoe anders sou die Israeliete Jerigo binne kon gegaan het sonder in die mure geval het? Hulle moes staan het in God se krag. Hoe anders sou Gideon met sy 300 manne duisende soldate van die vyand kon verslaan het? Hoe anders sou Dawid die reus Goliat verslaan het? Hoe anders sou Daniël en sy vriende Nebukadneser in 'n vuuroond en of die hongerleeu's kon oorleef het? En hier kom die Hebreëse skrywer en hy noem voorbeelde na voorbeelde in die Ou Testament van mense wat deur die geloof die bonatuurlike vermag het, en God wil vir my en jou in 2025 ook sê, om op 'n plek te kan kom, om dit kan vermag wat God vir jou en my instoor het. Ware geloof, het ek besef, gaan nie net oor die oorwinnings nie. En met my baie mooi hoor. Ware geloof laat jy ook in die mees
moeilikste tye van jou lewe staande laat bly. Want dis wat dit is. So kom ons lees net weer hier in vers 35 waar daar staan: ander gelowiges wou nie die prys vir hulle eie vryheid betaal het nie en is doodgemartel. Hulle wou die opstanding tot 'n beter lewe deelagtig word. Ander weer het bespotting en lystraf verduur, selfs boeie en gevangenskap. Gelowiges is met klippe doodgegooi en stukke gesaag met die swaard vermoor. Hulle het rondgeswerf in skaapvelle en bokvelle. Hulle het gebrek gely en is verdruk en is mishandel. En hoewel daar oor hulle almal van wie hulle geloof met soveel lof getuig is, het hulle nie verkry wat beloof is nie, omdat God vir ons iets beters beoog het. Ek lees dit en dit tref my. Die gelowiges kry die bo-menslike reg. En jy kan ook soos Dawid 'n bo-menslike oorwinning oor 'n reus behaal. Of jy kan soos Stefanus vir jou vervolgers om vergifnis bid, terwyl hulle jou met klippe doodgooi. Hier kom Paulus en Paulus sê, maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur hom wat vir ons liefhet en krag gee. Hiervan is ek oortuig. Geen dood of lewe of engele. Hoor wat sê in Romeine 8 vers 38 en 39. Engele of magte of teenswoordige of toekomstige dinge of kragte of hoogte of diepte of enigiets anders in die skepping kan ons van die liefde van God skei nie. Die liefde, hoor wat sê, wat daar is in Christus Jesus, ons Here. Wat sê ek vir jou? Jy sien, ware geloof laat my en jou deel in ons Here Jesus se oorwinning oor sonde, oor Satan, oor dood. Ware geloof maak van jou 'n nuwe mens. Hoor wat ek vanaand vir jou sê, 'n ware geloof maak van jou 'n nuwe mens wat voluit vir God lewe. Wat werk aan die uitbreiding van sy koninkryk. Al kos dit selfs jou lewe. En ek weet vanaand om op te staan. Vra 'n prys, kos 'n prys. In Christus leef ons vir ewig. Selfs die wreedste dood kan ons nie van God skei nie. Hy het mos vir ons elkeen wat in hom glo 'n plek voorberei in ons Vader se huis. Ek het 'n ewige toekoms. Ons het 'n hemelse erfenis. En daarom probeer ons nie een of ander bewys vir God se bestaan soek nie. My geloof, jou geloof, is vandag 'n ware bewys. En ek vra vir my om op te staan en dit te leef, sodat ander dit kan raak sien. Derdens, en jy moet nou hier hoor wat ek vir jou sê, ware geloof bevestig God se bestaan. Sy bestaan. Jy kan nie die onsienlike vanuit die sienlike verklaar nie. Dit is tipies die fout wat ongelowige mans en vrouens maak. Hulle sê, wys God vir my, Stefan. Dan sal ek glo. Hulle begin by die verkeerde plek. Dis waar ons verkeerd begin.
Die sigbare dinge het nie ontstaan uit iets wat ons sien nie. Alles het by God wat ons nie kan sien nie, ontstaan. So sy almag en sy heerlikheid straal uit alles wat hy geskep het en nog steeds versorg. God's nog steeds besig om te kyk en te versorg. Hy is mos die begin en hy is die einde van alles. En as jy hom graag wil sien, kyk na Jesus. In die persoon van die seun van het God mens geword en die woord sê het onder ons kom woon. Hy het jou en my kom verlos uit die mag van Satan, uit die sonde. Hy het gekom om ons te verlos uit die dood uit. En het vir my en jou kom bewerkstellig die ewige lewe. As ek en jy onder leiding van die Heilige Gees begin leef, word ek en jy 'n getuienis van God se bestaan in 'n verlore wêreld. En ek en jy is geskep om immers sy beeld te wees en as sy verteenwoordigers hier op aarde op te kan tree. So ons ware geloof is 'n lewende getuienis van God se bestaan. So om te glo is om seker te wees van die dinge wat ons hoop. Om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien nie. Kom ek sê dit weer vir jou. Om te glo is om seker te wees van die dinge wat ons hoop. Om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien nie. Ons geloof, jou en my geloof, is die getuienis van God se bestaan en van sy almag en van sy heerlikheid en van sy ewige liefde. En dis wat die mensdom nodig het. Ek wil vanaand vir jou sê, as ek na hierdie kyk, dan raak ek opgewonde, want God kom en hy wil homself in jou kom openbaar. En ek wil vanaand by jou kom stil staan, wat dalk voel jou battery is mat, jou menswees is uitgeput. Ware geloof bewys die onsienlike. En dit wat ver is, bid ek saam met jou in die geloof, dat dit wat ander nie sien nie, dat jy dit sal sien, dat jy so sal praat, dat jy so sal leef, dat jy so sal instel. Ware geloof, laat jou aangaan. Dit bewerk lewenskrag. En jy weet, wanneer hierdie wonderwerke gebeur, nie op my tyd nie, op God se tyd, ware geloof bevestig die bestaan van God. Vader, hier is 'n man en 'n vrou wat vanaand moedeloos sit, wat voel hopeloos, kragteloos. En nou, Here, kom staan ons stil, en ons staan en ons roep dit wat nie bestaan. Ons kyk in die onsienlike in. U was al by elkeen van ons se môre. En Here, dankie dat ons op u krag kan roem, in u krag. U bewerk lewenskrag. Ek bid vir hom en haar vanaand,
dat geloof weer sal opstaan in haar lewe en in sy lewe. Ware geloof. Here, bevestig u bestaan. En dankie vanaand. Dankie dat ons vanaand aan u kan vashou. Dankie wat geloof doen. Dankie vanaand vir dit wat u in sy en in haar lewe doen. Mag hierdie ook die week wees van jou deurbraak, jou genesing, om aanhou te stap en te ervaar ook so jou deurbraak oomblik. So bid ek vir jou vir sterkte, oorwinning, genesing en krag. Daar waar jy voel dat jy in 'n leeukuil of in 'n put sit of in 'n vuuroond, hou goeie moed. Dankie vanaand, Here. Dankie vanaand vir hierdie Boeta en hierdie Sissa wat vanaand saam luister. So staan ons op u beloftes. En ons loof van ons eer u. Amen en amen. My nommer verskyn op die platforms. Ek noem dit maar net weer eens vir julle, daar's baie valse profiele op TikTok en op Facebook. Op Facebook het ek 2 pages, die Stefan Pieterse page wat 12.000 followers het, en dan die ander een wat bykans 95.000 followers het, Pastoor Stef. En dan op TikTok is dit Pastoor Stef. Jy sal sien, dit is iets in die 50.000 followers daar. Die ander wat 2.000 of 4.000, daai ouens, en ek sal wel nie geld in nie. Ek het ook nie 'n geldskema wat ek in jou voorhou nie. Ek wil ook nie chit-chat nie. Pas op vir daai mensies. Blok hulle se muur. Vir my altyd lekker om saam met te kuier en wil jou uitnooi om hierdie week ook in die onsienlike, dit wat jy nie sien nie, te stap. Daai wonderwerk wat ver lyk, dit te spreek. Dit uit te spreek. Die Here al reeds te gaan loof en prys vir dit wat jy nog nie sien nie. Dis wat Noag gedoen het. Dis wat Abraham gedoen het. Dis wat Dawid gedoen het. Dit is wat Amos gedoen het. Jona, Micha, Sefanja. Is om in dit te stap. Ander dink jy is koekoes. Staan op die beloftes van God. Vir my was lekker gewees om saam met te kuier en stap in oorwinning. Stap in deurbraak. Hierdie is jou deurbraak week. Jou oorwinningsweek. Jou week van krag. Jou week van wonderwerke. Vir my Pastoor Stef, altyd lekker om saam met te kuier. Goedheid en guns, 'n rustige nagrus. Kyk uit om môre aan, selfde tyd, saam te kuier op TikTok en op Facebook. God bless. Stap in oorwinning, né? Groete.